Welkom by Geldgeheime, waar ek die geheime van geldsake vir jou oopsluit. Kom luister en leer hoe jy slim met jou geld kan werk om jou finansiële doelwitte te bereik. Geldgeheime word met trots geborg deur Creer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Creer Internasionaal is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Hallo en baie welkom by die 4de episode van Geldgeheime, die podsending waar ek jou leer oor geldsake. Ek is Mia Kriegler, direkteur van Batebestuur by Creer Internasionaal. Ek is hier om jou te help en jou toe te rus met die nodige kennis om beheer oor jou eie en jou huishouding se geldsake te neem. In die vorige episode van Geldgeheime het ek gepraat oor wat dit beteken om te spaar en ek het 'n paar praktiese wenke gegee van hoe jy kan spaar. Gaan luister gerus hierna indien jy dit gemis het. Om te spaar vir aftrede of om te spaar vir jou ou dag wanneer jy nie meer kan werk nie, is noodsaaklik en dit bly die meeste mense se heel belangrikste beleggingsdoelwit. Jy moet genoeg geld spaar sodat jy kan verseker dat jy sonder kommer met 'n gemaklike leefstyl kan voortgaan wanneer jy oud is. Jou aftreespaargeld moet genoeg wees sodat jy elke maand 'n persoonlike salaris daaruit kan trek wanneer jy eendag te oud is om verder te kan werk. En dit moet genoeg wees sodat dit nie sal opraak voordat jy die dag doodgaan nie. So, hoeveel geld moet jy vir aftrede spaar? Volgens die Nasionale Tesourie kan slegs 6% van Suid-Afrikaners gemaklik aftree. En met gemaklik aftree bedoel hulle dat daardie 6% van die bevolking 'n inkomste van rondom 75% van hul finale salaris uit hul aftreespaargeld sal kan trek. Die ander 94% van Suid-Afrikaners spaar eenvoudig nie genoeg nie en of begin te laat te spaar. Hierdie groep kan dus nie bekostig om af te tree nie en sal moet aanhou werk tot op 'n baie ouer ouderdom of totdat hulle die dag doodgaan. Baie mense beplan nie vir hulle aftrede nie en hulle monitor ook nie hul aftreespaargeld deur hul 20s, 30s en 40s nie. Die meeste mense stel uit om te begin spaar vir aftrede omdat dit nog so ver in die toekoms vir hulle voel en hul leef dan eerder net in die oomblik. Aftrede is in elk geval ook 'n baie oudtydse gedagte. Duitsland onder leiding van Otto van Bismarck het in 1889 die wêreld se eerste staatspensioenstelsel ingestel en dis as ware waar die konsep van aftrede gebore is. Voor dit het mense eenvoudig gewerk totdat hulle fisies nie meer kon nie en dan op spaargeld indien hulle gehad het, hul kinders en liefdadigheid staat gemaak vir oorlewing. Hierdie pensioenstelsel van Bismarck het beloof om vir werkers op die ouderdom van 70 en ouer 'n basiese inkomste te betaal totdat hulle die dag doodgaan. Die ironie is dat die lewensverwagting op daardie stadium maar tussen 40 en 45 jaar oud was. So bitter min mense het 70 jaar oud geword. Aftrede het dus glad nie beteken dat die meerderheid mense ophou werk en hul lewens geniet totdat hulle die dag doodgaan nie. Ons lewensverwagting word ook al hoe langer. Al hoe meer mense word ouer as 100. Tussen my en my man het ons nog 2 oumas en 'n oupa wat 95 en 96 jaar oud is. Jy gaan ook heel waarskynlik ouer word as wat jy dink. As jy van 65 tot rondom 100 jaar, vir 35 jaar of langer van jou spaargeld af wil leef, moet jy seker maak dat jy genoeg geld gespaar het om jou te hou. Om te weet hoeveel ons elke maand vir ons aftrede moet spaar, moet ons eers uitwerk hoeveel geld ons gaan nodig het in die tyd wat ons wil aftree. Ons het 'n groot genoeg som geld nodig, sodat ons elke maand 'n persoonlike salaris daaruit kan trek, sonder dat ons daardie kapitale bedrag opgebruik voordat ons die dag doodgaan. 'n Goeie riglyn om te volg is dat jy nie meer nie as R4.000 per maand kan trek vir elke R1.000.000 spaargeld wat jy het. As jy vandag 'n maandelikse salaris van R40.000 verdien en min of meer dieselfde lewensstandaard in aftrede wil handhaaf, is dit veilig om op 'n volle inkomstevervanging te werk in aftrede. Dit beteken dus dat jy jou R40.000 per maand in vandag se geldwaarde uit jou aftreespaargeld wil trek.
As jy op die R4.000 per miljoen rand reël werk, sal jy dus vandag R10 miljoen se aftreespaargeld nodig hê om hierdie onttrekking van R40.000 per maand te kan maak. Die volgende stap is om uit te werk wat die waarde van hierdie R10 miljoen gaan wees wanneer jy eendag aftree. Jy wil dus hierdie R10 miljoen aanpas vir stygende lewenskostes. Indien jy nou 25 jaar oud is, beteken dit dat ons moet uitwerk hoeveel R10 miljoen oor 40 jaar gaan wees. As jy nou weer 45 jaar oud is, moet ons uitwerk hoeveel hierdie R10 miljoen oor 20 jaar gaan werd wees. Kom ons werk op 'n gemiddelde jaarlikse inflasiekoers van 5%. En kom ons neem aan dat jy nog nie vir aftrede begin spaar het nie. As jy vandag 25 jaar oud is, gaan jy teen die tyd wat jy aftree op 65 rondom R70 miljoen nodig hê. Die waarde van hierdie R70 miljoen oor 40 jaar sal min of meer dieselfde wees as wat R10 miljoen vandag is. Om by R70 miljoen uit te kom oor 40 jaar, sal jy van 25-jarige ouderdom af elke maand rondom R11.000 moet spaar. As jy 45 jaar oud is, sal jy weer teen aftrede op 65 'n bedrag van R26,5 miljoen nodig hê, wat dan min of meer dieselfde waarde as vandag se R10 miljoen sal wees. Om daarby uit te kom, sal jy van nou af elke maand rondom R35.000 moet spaar. Om dit te kan regkry, beteken dit dus dat jy rondom 88% van jou maandelikse salaris gaan moet spaar vir aftrede. Die eerste ding wat vir ons uitstaan uit hierdie twee voorbeelde, is hoe vroeër jy begin spaar, hoe beter gaan jy afwees. Dit is nie net omdat jy meer geld oor 'n langer tyd spaar nie, maar hoofsaaklik omdat jou spaargeld meer tyd kry om opbrengs te verdien, en opbrengs op opbrengs te verdien, en dus eksponensieel te groei. Jy sal nou ook heel moontlik besef dat as jy op 45-jarige ouderdom of later eers vir jou aftrede begin spaar, dit feitelik onmoontlik vir jou gaan wees om in slegs 20 jaar genoeg spaargeld bymekaar te maak vir jou aftrede van 35 jaar of langer. Boonbehalwe dat jy alles in jou vermoë sal moet doen om jou lewenstyl nou aan te pas en minder geld uit te gee, sodat jy nou soveel as moontlik kan spaar, gaan jy ook heel waarskynlik langer moet aanhou werk om jou aftrede uit te stel. Indien jy jou aftrede met net 5 jaar uitstel tot op 70-jarige ouderdom, sal jy nou maandeliks rondom R25.000 in plaas van R35.000 hoef te spaar. Dit is steeds 'n uitdagende 63% van jou maandelikse salaris, maar reeds baie meer haalbaar as die 88%. En as jy tot op ouderdom 75 kan werk en spaar, hoef jy nou maandeliks net rondom R19.000 te spaar om by jou doelwit uit te kom. Indien jy nie vroegtydig begin spaar het nie, kan jy dus sien hoe jy jouself kan help deur jou aftrede uit te stel. Vandag is daar nog baie mense oor die ouderdom van 70 wat 'n inkomste verdien, en daar is geen rede dat jy dit nie ook sal kan doen nie. Jy kan ook uit hierdie voorbeelde agterkom dat hoe meer jy aan die begin spaar, hoe beter jy daaraan toe sal wees later in jou lewe. Dit raak ook duidelik dat 'n mens deurlopend moet aanhou en heelwat meer moet spaar as wat jy dalk aanvanklik gedink het. Dit neem selfdissipline en opoffering om te spaar vir jou aftrede en om te verseker dat jy eendag wanneer jy nie meer fisies kan werk nie, genoeg geld het om vir jouself te kan sorg en jou leefstyl te kan handhaaf. Jy sal tog sekerlik nie geld van 'n ou mens afsteel nie of hoe? Deur vandag te veel geld uit te gee en nie genoeg te spaar vir wanneer jy eendag oud is nie, doen jy presies dit. Maak seker dat jy nie van jou ouers self afsteel nie. Daar is verskeie belastingvriendelike beleggingsstrukture waarvan jy gebruik kan maak wanneer jy vir aftrede spaar. 'n Pensioenfonds by die werk en 'n uittreeanniteit wat dien as 'n persoonlike pensioenfonds is die algemene voorbeelde wat vir jou 'n belastingaftrekbare voordeel gee. Maak seker dat jy benut hierdie strukture ten volle, sodat jy die grootste toelaatbare belastingverligting elke jaar kan kry. Moenie hierdie lang en uitdagende pad alleen probeer loop nie. Kry vir jou iemand wat jy vertrou om jou hiermee te help. Ek stel voor dat jy vir jouself 'n kundige en betroubare welvaartbestuurder of finansiële adviseur kry om jou by te staan.
So iemand moet uit die aard van die saak gemagtig wees om 'n finansiële diensteverskaffer te wees en moet gereguleer word deur die Wet op Finansiële Advies en Tussengangersdienste. Dis ook bekend as die FEIS-wet. Jy behoort jou aftree spaargeld en plan minstens eenmaal per jaar volledig te meet en te hersien. Die fooi wat 'n mens vir 'n goeie welvaartbestuurder of adviseur betaal, is baie goedkoper as die foute wat jy op jou eie maak. Daar is soveel veranderlikes waaroor jy nie beheer het nie, wat die uitkoms van jou spaargeld kan beïnvloed. Maar die belangrikste bly die dinge waaroor jy wel beheer het. Jy het volle beheer oor jou leefstyl en om seker te maak dat jy minder geld uitgee as wat jy verdien. Jy het dus beheer oor hoeveel jy elke maand spaar. Die keuse en die selfdissipline om elke maand genoeg te spaar vir jou aftrede, maak op die ou einde die grootste verskil en is die bepalende faktor of jy suksesvol gaan aftree of nie. Moenie 'n dag langer uitstel om te begin spaar nie. Tyd is jou grootste voordeel en hoe vroeër jy begin spaar, hoe meer tyd het jou geld om saamgestelde rente te verdien en eksponensieel te groei. Indien jy reeds begin spaar het vir aftrede, is dit 'n goeie idee om saam met jou welvaartbestuurder of adviseur seker te maak dat jy op koers is en dat jy genoeg spaar. Jou beleggings in jou pensioenfonds, uittreeanniteit en ander rekeninge waarin jy spaar, moet ook die optimale bateallokasie hê om te verseker dat jou geld oor die lang termyn tot jy aftree so goed as moontlik kan groei. Dit bring ons by die einde van ons 4de episode. Onthou om elke 2 weke in te skakel op Geldgeheime, die potsending waar ek jou leer oor geldsaake. Kom luister en leer hoe jy slim met jou geld kan werk om jou finansiële doelwitte te bereik. Geldgeheime word met trots geborg deur Kreer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur.